Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Golden rainbows of living color, flashes of lightning, rolls of thunder. Jesus in the strength and glory and power be to you, the only wise King. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Filled with wonder, awestruck wonder, at the mention of your name. I'm filled with wonder, awestruck wonder, at the mention of your name. Filled with wonder, awestruck wonder, at the mention of your name. Jesus, your name is power, with the living water, such a marvelous mystery. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Here aan U behoort die eer en die heerlikheid
tot in alle ewigheid. U wat was en wat is en vir ewig sal wees. U wat die een is waarvoor ons kniel en buig, waar ons al ons ballas, ons ekstra goeders so met neersit en weggooi. Want U is waardig om geëer te word, gedien te word. Ons besef ons is sondig, ons besef ons kruip eintlik so voetjie vir voetjie nader aan U, omdat ons so skaam is oor onsself. En met die groot liefde kom, druk jy ons vas en sê, my kind, ek het 'n verhouding met jou en ek wil met jou by jou wees forever and ever. Dankie daarvoor. Dankie dat ons U kan eer as die Here wat Here is van alles en almal. Amen. En daai God kom nader na jou toe en hy kom druk jou vas vandag. Hy groet jou in die naam van hom wat Vader en Seun en Heilige Gees is. Mag die Here jou dra, mag hy met jou praat, mag jy sy stem hoor en mag jy sy vrede ervaar. Amen. As jy vanoggend van 'n ander denominasie is, jy is so welkom. As jy van 'n ander kerk is, jy is regtig verskriklik welkom om veral twee goeders saam met ons te doen. Nommer 1 is om saam met ons te worship. Jy mag maar staan en jy mag voluit sing en jou voet mag beweeg en jy mag hande klap en jy mag jou hande opsteek. Jy is regtig welkom. Soos wat jy voel, jy is welkom. Niemand gaan jou snaaks aankyk nie. En die tweede wat jy wil doen saam met die worship is, ons gaan vandag ook nagmaal bedien. So as jy nog nie by die deur dalk nagmaals elemente gekry het nie, is jy welkom om vir jou te kry. Enige iemand, maak nie saak in watter kerkgenootskap jy is nie, maak nie saak hoe jonk of hoe oud jy is nie, is welkom om saam met ons nagmaal te gebruik. Aan die einde van die diens gaan ons dit doen. So as jy dit nie gekry het nie, as jy by verkeerde deur ingekom het, dan gaan jy net by die regte deur moet uitgaan om vir jou te gaan kry. Asseblief, dis daar agter in die foyer. So asseblief kry vir jou die regte elemente, dis brood en wyn. Goed. Nou is jy welkom om saam met ons te staan en sommer net lekker saam te sing. Kyk. Is die tale wat lees, daar moet 'n God wees. Wilde waters, dorre duine, plate blomme in woestyne wat skree, daar moet 'n God wees. Die skepping getuig dat die mensdom moet weer. Hy leef, alle lof ere waardig. Hy leef, verhef oor die aarde, verberg vir die oog, doch hoorbaar omhoog. Hy leef. In hoë berge, diepe dale, stormwinde, is die tale wat lees. Daar moet 'n God wees. Dorre duine, plate blomme en woestyne wat skree, daar moet 'n God wees. Skepping getuig dat die mensdom moet wees. Hy leef, alle lof ere waardig. Hy leef, verhef oor die aarde, verberg vir die oog, doch hoorbaar omhoog. Hy leef. Stille stilte, deur die klowe, bring 'n
God wat beloof, daar is meer, daar moet 'n God wees. Maar 'n stem uit donker wolke roep die nasies, alle volke, 'n kreet, daar moet 'n God wees. Die skepping getuig dat die mens moet wees, hy leef, hy geloof in die waarde, hy leef, verhef voor die aarde, verwerk vir die oog, ook hoor waarom hom, hy leef. All I see is the battle. You see my victory. When all I see is the mountain, you see the mountain move. And as I walk through the shadows, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe with you. So when I fight, I'll fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. Every fear I lay at your feet, I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. And if you are for me, who can be against me? For Jesus, there's nothing impossible for you. When all I see are the ashes, you see the valley. When all I see is a cross, God, you see the empty tomb. So when I fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. Every fear I lay at your feet, I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. An almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. So when I fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. Every fear I lay at your feet, I'll sing through
I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. And I've got one response, and I've got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Come on, my soul, but don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for my king, except for a heart singing hallelujah,
so wil ons aangaan dwars deur die dag, dwars deur die nag, om net die naam groot te maak. Net met woorde en musiek nie, maar met ons hele lewe. Om hierdie lewe te kan leef, het ons nodig om riglyne te hê, Here. Help ons deur die woord dan, om te hoor wat U vir ons wil sê en hoe U ons wil leer. Aan U kom al die lof en die eer en die aanbidding toe. En wil ons aangaan om te sê, halleluja, halleluja, prys die Here, Hosanna, Hosanna. Amen. Daar's nou net vir offergawes ook, en jy is welkom om die Here ook dankie te sê deur die offergawes. Is daar iemand van Japan vanoggend in die kerk? Is mooi geweest gister, nee?
Goed, ja, mooi gedoen. Volgende week is dit Frankryk, is ek reg? Is julle okay? Is julle? Goed, volgende week Frankryk. Julle is verskriklik ernstig volgend. Ons het hulle laas toe ons met hulle gewen het ons hulle met 1 punt gewen. So, ons moet maar bid vandag. Goed, baie geluk aan die 12 ouens wat belydenis van geloof aflê vandag. Girls en ouens, dis regtig baie smart, ons gaan nou 'n bietjie langer daaroor gesels. Dis nou nogal toevallig, dis die kleinste groep wat ons nog ooit in die gemeente gehad het, net 12 van hulle. Maar dis, ons nou so getreis, van graad 1 af, was dit 'n klein groepie gewees. So, ek weet nie, daar het seker iets gebeur, daai jaar, 9 maande voor die jaar begin het, ek weet nie, maas en paas, dit sin hele deure opgehang, maar dis net 'n klein groep, en dit is, lyk my, dwars, selfs die skole sê, dis 'n klein groep. So, maakie saakie, baie geluk vir julle, dis regtig baie smart. Wil julle nie gou opstaan nie, julle 12. Staan sommer daar waar julle is, net gou regop, asseblief. Okay. Kyk gou 'n bietjie hoe netjies lyk hulle vandag, hè? Ek sien 2 van hulle het self dasse gekry, genade, baie grand. Okay, nou wil ek vra maas en paas, julle moet ook gou staan saam met hulle. Toe staan julle ook sommer, as jy nou nie daar by hom is nie, maak nie saak nie, of haar is nie, maak nie saak nie, man. Kom ons gee vir daai maas en paas sommer 'n lekker groot hande klap toe. Maas en paas, julle het 'n great job gedoen van julle opvoeding, well done. Julle kan julleself op die skouer klop, wel gedaan. Baie dankie, julle kan almal rustig gaan sit weer. Dan wil ek net 2 ander goeders gou net oor praat. Die een is ons 10de maand dankoffer. As jy nie 'n lidmaat is nie, moet jy nie luister nie, dis nie vir jou nie. Baie dankie vir almal wat al klaar bygedra het. Ons het so 65 gesinne wat al reeds vir ons bygedra het. Ons sê verskriklik baie dankie. Ek gaan nou nie die bedrag gee nie, maar dis nogal 'n kom ek sê maar, dis so net so aan die kant die 150 000 rand al. So baie dankie daarvoor. Dis regtig waar ongelooflik special. Dis nie sommer net 'n manier om dankie te sê as jy daar verbygaan, kry ek 'n koevertjie daarso of EFT, dit of wat ek al, maar dankie daarvoor. Dis regtig ongelooflik spesiaal. Dit maak 'n groot klomp goeders wat 'n mens kan doen vir volgende jaar. Die tweede gaan oor ons betrokkenheid in die wêreld. Ons is hierdie jaar by 2 kinderhuise betrokke om vir hulle so lekker goed pakkie te maak vir Kersfees. Maar nou gaan ek ons sal hierdie jaar nou net so 'n bietjie anders te moet werk, want die goeders word alles gelyktydig by die ons probeer mik vir 300, maar kom ons werk eers op 200 kinders. So almal maak hierdie ding gelyktydig oop. So almal moet dieselfde kry wat hierin is. Jy kan nie vir een ou Coke gee en vir ander ou 'n botteltjie water nie. Jy verstaan nie. So ons het riglyne daarvoor en ons vra om verskoning. Moenie dink ons dwing dit op julle af nie. Dis regtig waar. Dit lyk ons so min of meer. Ons het gaan 'n proefneming maak. Dit gaan so R75 wees vir die goed wat hier insit. Dis nie baie nie, gaan ek vir julle wys. Dis 'n pakkie chips. Ons nou hierdie gevat want dit pas in die blik. Dan so mini cheddars. 'n botteltjie Coke. Moet nou nie 'n 500 of 'n 2 liter gaan koop nie, hy gaan nie inpas nie. Hierdie ene werk. So 'n klein pakkie Jelly Babies. 'n baie gesonde sjokolade en 'n pakkie Oreo koekies. Die gewone Oreo koekies wil ons maar die standaard maak. Ek weet daar's ander koekies wat goedkoper is en al die goeders, maar onthou nou maar net dat die kinders maak die pakkie gelyk oop en is kinders. As hierdie ou dit kry en ek kry dit, hoekom moet ek tennisbeskuitjies kry en jy kry Oreo? So, kom ons hou maar net so daar's blikke as jy commit om 'n blik te vat, is jy meer as welkom. Daar is al reeds van hulle daar agter by die foyer. Jy kan hom mooi maak, die blik so 'n bietjie mooi maak en dan wil ons die Kerssangdiens die 30ste November. Daai Sondag wil ons alles dan hier hê om by die 2 kinderhuise, die een is in Pretoria en die ander is by Bethany House hier by ons uit te deel. So jy is so welkom so so 'n blik te neem en dit vol te maak. Daar's so 'n papiertjie wat saamgaan om te sê watter goeders jy moet kry. Maar dink in jou kop, nie 20 vat en jy besef, genigtig, 20 maal 75 is 'n bietjie 12 order nie.
dink oor jou eie budget en waar jy kan help. Dis net sommer 'n geskenkpakkie. So jy's welkom om dit van volgende week af te bring, maar ons groot bymekaar maak is dan die einde van die maand met die Kerssangdiens. Terwyl ek nou oor praat, die Kerssangdiens is die aanddiens. Onthou asseblief daarvan, dis skuif dit bietjie na 'n aand om 'n ander atmosfeer te skep. Dis die 30ste November, so die laaste Sondag van hierdie maand. Dis 'n klomp afkondigings, maar daar's een wat nou vir my baie swaar op die hart druk. En Isak en Mariska en Daniel, waar is julle? Steek gou jou hand op so 'n bietjie. Hulle seun is vroeër die week oorlede in 'n motorfietsongeluk en ons harte gaan so uit na julle. Dis so incredible tragies. En niks wat ons sê gaan enigstens dit makliker maak nie, maar mag die Here net julle vashou in hierdie ongelooflike moeilike tyd. Mag julle net sy teenwoordigheid baie naby en intens beleef. Ek bid regtig saam met die hele gemeente dat die Here julle sal vashou in hierdie tyd. Die lewensvieringsdiens gaan Saterdag wees, eerskomende Saterdag. Maar ons dink regtig aan julle, Isak, Mariska, Daniel. Ek weet ouma Marianne en Johannes ook hier so in die kerk. Ek dink nie ander ouma en oupas nie, maar ons dink regtig aan julle in ons gebede. Ons het nou die voorreg om eers te doop. Reine, waar is julle? Kom bietjie nader. Julle moes doeke al lankal skoon gemaak het. Wat regtig 'n nooddoek gehad agter so. Amper het ons dit uitgestel na volgende Sondag toe. Dis 'n regtig groot voorreg om 'n klein seentjie te kan doop om vir die Here te sê, maar Here, dis u sinne en hy is een wat hom vashou en maar hy draai na ma en pa toe en hy sê vir julle twee, julle het die verantwoordelikheid om hierdie kleintjie groot te maak, so ek moet vir julle die 3 vrae vra. Hy gaan nie verstaan wat vandag gebeur het nie. Hy gaan waarskynlik baie huil en sy doek weer verder vou maak. En dis hoe ons nie hiervan weet nie, maar julle gaan hom bly vertel. So die 3 vrae wat ek vir julle vra is, in eerste plek, is julle saak met julle reg, want julle gaan nou die voorloopwerk moet doen. Julle is ma en pa en julle moet doen wat julle wil hê hy moet doen. Nommer 2, sal julle die Bybel gebruik as die maatstaf, as die grondslag, as die rigtingwyser vir julle. Sy lewe maak vir julle lewens. En die 3de vraag, sal julle hom so groot maak, dat hy ook uiteindelik sal sê, maar ek steek my hand op vir liewe Jesus, ek wil ook lief wees vir hom, en ek wil altyd daar wees vir hom. Sal julle hierdie 3 goeders doen? Wat is hard op julle antwoord, Siobhan? Ja. Goed. OK. Kom bietjie nader. Daar is hy. Hier dan ek doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Hemelse Vader, u genade is op hierdie gesin so incredible baie. Ek bid dat jy hulle sal vashou, dat jy hulle as 'n gesin sal koester, dat jy hulle sommer net sal bederf met die beste, met die keur van die seëninge, Here. Dankie vir u groot genade dat sy naam ook in die boek van die lewe geskryf is. Forever and ever. Amen. Ons gaan nie vir hulle sing nie, ons gaan aan die einde, as ons die seën uitspreek, gaan ek vra dat julle ook hier voor sal kom staan, en ek wil sommer nou ook al sê, Mariska, ek wil hê, julle moet ook dan hier voorkom staan, as ons julle aan die einde die seën uitspreek, maar ek sal julle roep dan gaan ons dit saam doen. Maar hier is vir julle 'n persentjie, kom ons gee vir lekker hande klap toe.
Dis hom altyd net ongelooflik spesiaal, hè. Dat die Here met mense 'n pad loop en klein mense, en ek het vir die 12 ouens wat leiders van geloof gevra hulle met vir my ook foto's stuur van die doop. Ek het so 1 of 2 of 3 van hulle self gedoop. Nie almal het foto's nie, so ek gaan die foto's nie wys nie, maar dis regtig baie spesiaal dat julle 12 ook iewerster klein was. Kan jy glo? Okay, kom ek roep julle, kom staan julle voor. Johan is, waar is hy? Johan, daar is hy. Sy teksvers wat hy gekies het was Jeremia 29 vers 11. Ek weet wat die Here vir my beplan, voorspoed en nie teëspoed nie. Verstaan jy nou op die kant staan asseblief, Johan? Carmi? Nog so kans kyk. Ja. Goed. Haar teksvers was Johannes 13 vers 7. Annelie de Meyer. Haar teks was Spreuke 3 vers 5. Wat sê ons volkome op die Here moet vertrou. Divan Henning. Hy was een van die wat ek gedoop het. Het ek een van julle gedoop? Ja, André, ek het jou gedoop, nee, ja. Ek het 'n foto van Divan toe hy baie klein was. Divan het handsome geword toe. Psalm 18 vers 3, dat die Here my rots, my skuilplek is. Zoe, haar teksvers is Romeine 8 vers 18, dat al die lyding wat ons nou het, nie naasten by opweeg teen die heerlikheid wat ons eendag sal hê nie. Romano Malan. Romano sê, daai klomp pla wat die Here gestuur het in Eksodus 7 tot 11, lê hom na in die hart, dat die Here nog steeds met ons praat. Minka Mostert. Spreuke 27 vers 17, dat yster slyp yster. Ons het 'n impak op mekaar se lewens. Wikus Roos. Elke klas het wat se onthou daar was 'n chomp advertensie gewees. Dan so seekoei met so 'n groot mond, onthou jy? Okay. Onthou jy dit nie? Ja. Ek weet nie. Wikus, ek weet nie hoe om nou dit gesê nou nie. Johannes 15 vers 1 tot 8. Dat hy is die ware wingerdstok en ons die lote. Twanika van Aarde. Haar teksvers is Spreuke 3 vers 24. Ek wonder dalk moet julle so half voor die speakers omstaan, gaan dalk half makliker wees. Okay. Spreuke 3 vers 24 is nie om bang te wees nie. Nylien van Staden. Haar teksvers is Jesaja 41 vers 10. Moenie bang wees nie, ek is by jou, sê die Here. Anneke van Wyk. Josua 1 vers 9, waar die Here vir Josua moet oortuig, moenie bang wees nie, wees vasberade, ek is by jou. En die laaste ene, Albert van Sail. Sy teksvers is Spreuke 3 vers 5, vertrou volkome op die Here. Ek het nie iemand uitgelos, nee, al 12. Dis 'n vreugde groot voorreg om julle bekend te stel aan hulle. Dis die nuutste toevoeging tot ons gemeente wat beleidende lidmate aanbetref. 11 van hulle behalwe Anneke is tot nou toe dooplidmaat, sy gaan nog nou gedoop word, maar wat 'n ongelooflike voorreg. Dankie dat ek in hierdie jaar saam met julle kon loop en sien hoe julle gegroei het en julle vrymoedigheid gehad om te begin praat en oor julle geloof nie stil bly nie. En vandag gaan verskriklik baie oor julle en wat julle in hierdie wêreld ons moet leer. Want ek wil julle ook voorstel aan hulle. Hierdie klomp loop nou al dalk hulle paar jaar langer as julle in die geloof, dalk nie. Dalk is julle die kinders en hulle die groot mense in die geloof. Maar sal julle asseblief met julle voorbeeld ons elke dag inspireer soos wat julle dit doen.
Daar's baie mense wat sê, die jeug van vandag is chaos. Hulle gaan nooit ons, ek wil julle sê, ons leef, en ek sê dit nou as 'n gryskop oomie van 60 jaar oud. Ons lewe binne in 'n revival tyd. En hierdie is die ouens wat die revival dryf. Julle moet by skole gaan kyk. Daar's ouens wat vir hulle geloof opstaan like nothing. En dis ons jong mense. Ons weet julle is gaan daai verskil maak. So ek gaan vir julle die 3 vrae vra. Of ek gaan die vrae vra en dan gaan ek julle so een vorentoe laat kom en by die doopvond, julle gaan julle hand in die doopbak druk as julle en dan gaan julle hard ja sê. Ek het vir hulle gesê as hulle wil nee sê, moet hulle dit in die week doen terwyl ons daarvoor almal van hulle gaan ja sê. So moenie bang wees jou kind gaan dalk nee sê nie. Nee, Wikus, goed. Okay. En dan gaan julle rustig sit. Ek dink Johan hierdie kant is die eerste stoel is joune en dan gaan ons so af en om. Goed. Die eerste 3 vrae is dieselfde vrae wat ek nou vir Reynou en vir Siobhan gevra het. Is jou verhouding met die Here reg? Ons het lank daaroor gesels hierdie jaar dat in ons dae toe ons jonger was, dis almal ons maar net ja gesê net om klaar te kry. En eintlik en ek sê dit met 'n groot stuk sadness amper dat meeste van ons maar kom sê het en nie regtig bedoel het wat ons gesê het nie. Dis maar so half destyds was dit nog jou boere matriek, onthou julle dit of wynlisensie dat jy die volgende week kon jy nagmaal gebruik het dan want voor dit mocht jy dit nie gebruik het nie. Dis sad dat ons so gedink het nê. En almal het my ja gesê, maar hy het nie reg uitgeleef, maar hierdie is 'n ernstige vraag. Is jy bereid om vir alles wat jy doen saam met die Here die pad te loop? Nommer 2, sal jy die Bybel gebruik en die verkondiging van die woord en luister na die woord en lees oor die woord, sal jy dit doen om die pad te loop? En nommer 3, sal jy julle gawes en julle talente wat die Here vir julle gegee het wat enorm is, sal julle dit gebruik in sy koninkryk? Sal julle nie wegraak soos die meeste ander nie, maar sal julle elke week hier wees sommer net? Sal julle hier wees by die kinderkerk as dit daar gevra word of as jy jy kan ons mooi sing hierso. Wie kan ek voorsing? Maar sal julle gawes gebruik in sy koninkryk? Dis die 3 vrae. So, John, kom staan 'n bietjie nader aan. Gaan jy dit lekker hard sê? Kan jy hand indruk en dan kan jy hard antwoord. Ja. Goed, dankie baie. Jy kan rustig gaan sit. Carmi? Lekker hard? Ja. Goed, dankie. Andri? Lekker hard. Goed, dankie. Divan? Is jy reg? Goed, hard, Divan. Goed, dankie. Zoe. So in die middel van haar matriekeksamen. Wat is hard op jou antwoord? Dankie. Dankie, Zoe. Romano. Hard op jou antwoord? Ja. Grant, dankie. Minke. Lekker hard op? Ja. Dankie, dankie. Wikus. Dis hard op jou antwoord? Ja. Wikus. Twanika. Ja. Dankie. Nailin. Lekker hard? Ja. Goed. Anneke, jy kan ook so 'n bietjie nader staan. Ek eers vir jou doop. Anneke, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Nou kan jy jou hand in die water sit en vir my hardop antwoord. Ja. Albert? Dis hard op jou antwoord? Sê, baie dankie. Gaan sit eers. Nee, genade, julle moet hulle dan maar lekker hande klap gee. Genade. Ons is regtig waar so trots op julle. Dis reg. Well done. Mooi, mooi, mooi. Goed. Ons begin vandag met 'n splinter nuwe reeks en nou kan ek vir die volgende uur en 'n half lekker preek. Ouens met besoekers, ons gaan so net so voor 12 kom ons gewoonlik huis toe gaan so wees rustig. Ons begin met 'n splinter nuwe reeks
oor die chaos in die wêreld en hoe moet ons optree in hierdie chaos van die wêreld. En dit gaan so 4-5 weke lank aan die gang wees. Kom ek probeer net eers inlei. Ons leef net deur mekaar wêreld, nee. Ek wil sê dis 'n weird wêreld waarin hierdie ouens nou skielik 'n verskil moet gaan maak. En ons sukkel ons ketiks om net iewerster 'n bietjie 'n grip te kry op hierdie wêreld. Daar's weird goeters wat aan die gang is. Daar's ekonomiese onstabiliteit. 'n Geweldige groot woord om te sê, maar ons het nie geld nie. Of party ouens het al die geld, ander ouens het niks geld nie. En die wat van ons wat hierso sit, is nie in die eerste kategorie nie. Ons is die ouens wat niks het nie. Daar's politieke deurmekaarheid. Daar's Donald Trump is 'n president, kan jy dink, vir 'n tweede termyn. Almal gedink is onmoontlik en daar gebeur dit toe. En die ANC is nog steeds aan bewind hierso. En daar's nou al 'n regering van nasionale eenheid wat hulle stappie in 'n ander rigting is. Dis is deurmekaar in die politiek. Ek sien in Nederland is daar 'n nuwe eerste minister wat bietjie meer in die middel is, maar dis die polities is dit deurmekaar. Moreel verval ons geweldig. Ek kan jy jouself indink hoe voel dit om op die Kaapse vlakte te bly? Waar kinders in dwaalkoels doodgaan, raak geskiet word. Waar bendes operate en amok maak. Ek het iewerster gelees, daar's iets so 700 bendeleiers in die afgelope 7 maande in hegtenis geneem al. Maar kom ek vertel gou hierdie storie. In hierdie week se koerant, iewerster in die week, kan nie onthou wat wanneer nie, skryf hulle, ons is baie bekommerd as onderwysdepartement dat die geboorte of die swangerskap tussen 10 en 14-jarige dogtertjies so toeneem. Ouens, tussen 10 en 14. Waar is dit? Graad 5, 6, 7. Nee, jonger is dit. Die wonderlike daarvan is dat mense met die reg die ouens kan vasvat, want dit is statutêre verkrachting. Maar dit gebeur nie, die howe is te vol, daar gebeur dit nie. So hoe kan dit 11-jarige, 12-jarige dogtertjie 'n kind grootmaak? Hoe is dit moontlik? So vertel een van my vriende in die onderwys my, hy het 'n hair-raising ervaring gehad, 3 weke terug. Een van die dogters in sy klas, sy's 13, een van die dogters in sy klas, het vir hom baie vol bravade kom sê, meneer, ek is so opgewonde. Ek gaan my skoolfonds alles kan betaal hierdie jaar. En hy sê opgewonde daaroor, want dit klink vir hom goed. Want ek het 'n sugar daddy ontmoet. 57 jaar oud. En sy sal my skoolfonds betaal as ek net saam met hom slaap. Ok, dit is nou genoeg van hierdie horror stories. Want daar is baie daarmee. Ek sê elke week af van kan vertel. Dit is scary wat in die wêreld aangaan. So hoe stuur ons hulle in hierdie wêreld in? Hoe operate ons self in hierdie wêreld? Daar is net 2 vrae. Wat gaan ek maak om net te kan operate in hierdie wêreld? Wat is 'n voorbeeld en hoe gaan ek my voorbeeld leef in hierdie wêreld? En vraag nommer 2, hoe gaan ons die tide, want lyk my dis 'n stroom, hoe gaan ons hierdie stroom kan keer? Waar gaan ek 'n verskil kan maak? En hoe gaan ons 'n verskil kan maak? En met hierdie vraag het ek Bybel toe gegaan en een karakter wat net opgespring het en oor wie ons die volgende paar weke gesels is 'n dominee. Nou moet ek sê dis nou boring dat 'n dominee oor 'n dominee preek, maar ek moet daaroor preek want hy staan in die Bybel. Sy verhaal is in 1 Konings 17, ek wil hier met hom rustig gaan lees, 17, 18, 19, 3 hoofstukke, maar sy baie prominente dominee, sy naam is Elia. Elia het in hierdie wêreld ingekom, in 'n wêreld wat deurmekaar was as ons nou. As ons dink ons is deurmekaar, syne was erger. So ek moet nou 'n bietjie agtergrond gee, net om mooi in die prentjie te pas. Sê my nou, daar is myne nou af.
Goed, dit is Israel. Die stukkie waaroor daar altyd oorlog gemaak word, is net so links van daai helder geel. Dis die Gaza strook, dis waar hulle al die oorlog het, maar dis nie vandag ter sprake nie. Ons fokus is op die blou en die geel, donkergeel deel. Dis Israel. Hy's nie baie groot nie, as jy hom so vat, dan pas hy binne in die Kreerwiltuin in. So hy is omtrent so lank as die Kreerwiltuin, so 'n bietjie breër dalk as die Kreerwiltuin, maar dis min of meer hoe dit werk. Toe Saul koning geword het hy mos droog gemaak en toe stuur die Here 'n nuwe koning, sy naam was Dawid, en Dawid het ook droog gemaak, maar die Here het hom vergewe want hy het vergifnis gaan vra en na hom het sy 4de seun Salomo aan bewind gekom en tot toe was hierdie all good and well. Maar van Salomo se kind af, Rehabeam en Jerobeam, het hierdie twee groepe gesplit. Die boonste blaues was die Noordryk en die onderstes, die gele, die donkergele, was die Suidryk. Die boonste het hulle genoem Israel en die onderste Juda. So dis so min of meer min stamme hier onder, baie stamme daarbo. Maar die dominee wat vandag aan die woord is, praat met die boonste ouens. Met daai ouens in die donkerblou, want dis daar waar hy preek. Vir 200 jaar, dis min of meer die tyd wat het gevat het voordat hulle uiteindelik weggevoer is, maar vir 200 jaar was daar 19 konings. So 19, kom ons noem hulle vandag eerste ministers, presidente, whatever, 19 politieke leiers. En nie een van hulle was goed nie. Almal van hulle het hulle rug gedraai op God, op een of ander manier. Die ergste van daai konings se naam was Agab. Jy sien, as jy nou 'n koning was, dan het jy nou vir jou 'n vroutjie gekry. As jy vir jou 'n vroutjie nader hark, dan was die veronderstelling dat jy van jou eie volk se mense kan nader hark, want sy gaan saam met jou in die kerk sit. Sy gaan sy aanbid dieselfde Here en sy doen dieselfde dinge. Maar hulle het toe ander girls nader gehark. Ek vra verskoning vir die hoeser kort. Maar so hark hy toe vir haar, hierdie vrou, en in Afrikaans is sy nie so sleg nie, maar in Engels is hy slegter. Afrikaans noem ons haar Isebel en in Engels Jezebel. Isebel was horrible. Daar's nie ander woord nie. Sy het saam met haar twee godsdienste afgode saamgebring. Die een se naam was Asera, wat die godin van seks en last was. En die ander se naam was Baal, en dit was die god van reën en vrugbaarheid. Wat al twee nogal crucial was. Die een is vir die genotsaspek, en die ander is vir, wat ons gaan goed doen, ekonomies. Want meeste van die ekonomie op daai stadium het gedraai rondom landbou. As dit reën, dan gaan dit goed. Dan klim die pryse, dan is die Johannesburg se effektebeurs op, of die Jerusalem se effektebeurs op. Dan gaan dit goed in Samaria. Dan is dit oukei in die dorp, want daar's geld en daar's goeie oeste en daar's nie hongersnood nie. En sy bring toe hierdie twee saam in, die een van die seksualiteit en die ander rondom vrugbaarheid. Die probleem was, God is, die almagtige God, is weggedruk en Agab kon niks anders doen as om sy vrou tevrede te stel met hierdie toe. Hulle het nog steeds kerk gehoor. In die kerk was daar tempelprostituie wat Asera gedien het. Ek wil nie daaraan dink nie. Die ander is nog erger. Vir die Baal godsdiens was daar ook 'n altaartjie hierso, nie? En op die altaartjie het jy jou eersgebore babatjie gaan offer. Reine, waar is julle? Dis wat sou gebeur het in 'n Baalkerk. Nie 'n doop nie, maar offerande aan die brandsteek. Hoe kon Israel dit toegelaat het? Maar op daai moment, toe sê die Here, ek gaan nou optree. Nie met 'n weermag nie. Romane nie met 10 gebooie, die 10 pla nie. Ek gaan optree met 'n mens. En hy roep vir 'n dominee. En ons aanvaar, julle gaan nie dominees word, dink ek nie. Ek dink een van julle het gesê, julle gaan dominee word nie. Maar die Here roep nie dominees nie.
Hy roep mense. En hy roep vir Elia. En hy sê vir Elia, gaan doen 'n bietjie huisbesoek by Agab. Gaan verkry 'n audiensie by die koning. En hy gaan na die koning toe, en dis nou waar die eerste vers is. En sy eerste vers klink so. Elia die Tisbiet, was 'n bywoner uit Gilead. Elia beteken, God het my gered. God sal my help. So hy gaan na die koning op daai stadium wat min of meer al die mag gehad het. Dis nie soos ons na Ramaphosa toe gaan nie. Dis soos ons na Trump toe sal gaan. Hy's bietjie hoër, bietjie meer inspraak in die wêreld. En hy sê vir Agab, so seker as die Here leef, die God van Israel in wie se diens ek staan, daar sal die volgende paar jaar geen dou of reën val nie. Behalwe as ek so sê. Ek weet, dominees kan partykeer arrogant wees. Maar hierdie ene klop almal, hè. Jy gaan na die koning toe sê van, hey, Opel, ekonomie is gone. Van nou af, nie 'n druppel water nie. En Agab het seker gedink, hey boetman, gaan terug kerk toe, gaan trek jy jou toga aan en gaan preek, gaan doen jy jou dingetjie daarso, los my uit. Jy gaan nie vir my kom sê wat, en Elia, die guts om te sê, maar, daar's iets wat ek vir jou moet sê. Die Here is moeg daarvoor, dat julle hierdie ander gode nader trek, en hulle meer hoër ag, as vir my. So, elkeen van ons is geroep. Elkeen van my en jou, is daar 'n calling. Dalk het jy ook so om 'n tafel gesit, of dalk het jy hier voorgestaan, dalk het jy dit iewers op 'n kamp gedoen, dalk het jy iewers in jou stiltyd gesê, Here, ek het U nodig, ek het U so nodig, en ek gee my lewe heeltemal vir U, en so tussendeur het alles net stil geraak, en deur mekaar geraak, en het jy maar allerlei goeters ingehark, nader gehark, en wat eintlik nie daar moes wees nie. Het jy goeters toegelaat in jou lewe, wat nooit daarvan moes deel wees nie. En dan kom staan ons vandag weer skuldig, en sê, maar Here, leer ons wat Elia gedoen het. So ek het so 3 pointers, wat ek wil hê, ons moet hoor, want ek glo my hele hart, en ek het gesê, hulle is deel van die revival, en ons is deel van die revival, maar ek en jy, het 'n opdrag, om na hierdie wêreld toe gaan, en 'n verskil te gaan maak. Dis van my en jou wat dit afhang. Daar's nie een van die eksterne mag nie. Daar's nie 'n derde mag iewers wat dit gaan doen nie. Ek en jy moet doen. Dis Jesus se plan gewees. Toe hy gesê het, ouens, ek het 'n plan vir hierdie aarde. Toe sê hy, my disippels, gaan dan na al die nasies toe, maak die mense my disippels, en doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Gaan leer hulle om alles te onderhou. Julle is my plan A vir hierdie wêreld. Okay, wat is die plan B? As A nou nie uitwerk nie, as hierdie 12 en ons ander 800 dit nou nie doen nie, wat dan? Daar is nie 'n plan B nie. Dis net plan A. Dis ek en jy wat moet gaan praat. So wat doen die Here? Hy begin in die eerste plek, hy begin privaat met jou gesels, voordat hy jou uitstuur na die wêreld toe. Kom ons noem dit, ek gaan nou die vers lees, kom ons noem dit ons krit seisoen. Die tyd, hoor gou wat gebeur. Hy het die guts om te gaan sê, droogte. Vers 2. Die woord van die Here tot Elia gekom en sê, gaan hier vandaan ooswaarts, ek gaan versteek jou in krit spruit, ander kan Jordaan. Elia, nice preek. Nou moet jy hol. Gaan kruip weg. Daar's 'n riviertjie, gaan daarna toe en daai spruit, daar sal ek vir jou sorg. Baie van ons beleef op hierdie stadium in ons lewens so 'n krit seisoen. Seisoen van, ek is broos, ek weet die Here het my geroep,
maar ek weet nie hoe om dit te hanteer nie, ek weet nie hoe praat ek tussen my pelle nie, ek weet nie hoe maak ek met by die werk nie, ek weet nie hoe moet ek my huwelik regmaak nie, ek weet ek het hierdie mekaar huwelik en ek moet hierdie ernstige gesprek hê, maar ek weet nie wat om daarmee te maak nie, ek weet ek moet met die baas gaan praat, want daar gebeur goedes wat nie reg is nie, en ek weet ek moet met die Here gaan praat, maar en as jy is in hierdie tussenfase wat jy net hierdie stilte beleef en voel maar, Here praat met my, geef my duidelike leiding, en baie keer is dit stil daar, behalwe dat die Here daar voorsien. Maar ons moet daai moments van sadness, seer, beleef. Iemand het gesê, it is doubtful whether God can bless a man greatly until he has been hurt deeply. Toe gaan blaai ek die Bybel en kyk, maar is dit nou waar, wat hierdie ou geskryf het? Dat die Here mense gebruik wat seer gekry het. En toe kom op ander ou wat sê, hulle vir Jakob, wat daar by Jabokrivier met God geworstel het, tot die oggend toe, en toe slaan die Here sy heupotjie uit, en loop hy mank die res van sy lewe. Toe sê iemand, moet nooit iemand wat nie mank is nie, trust. Want ouens, hierso sien nou 800 mense vandag. En almal van ons het 'n storie oor 'n seertyd waar jou bodem uitgeval het. Jy's dalk nou nog daar. Waar jy voel maar, Here, ek kry dit nie reg om te survive nie. Ek weet nie hoe om aan te gaan my lewe nie. Dis alles het uitmekaar uitgeval. Ek kry en dan is jy 'n goeie geselskap. Paulus, nadat hy tot bekering gekom het, daai liggaam oor hom was, dit was 'n wonderlike ervaring. Maar daarna as hy vir 3 jaar het hy gaan studeer. Moes hy gaan hoor wat die Here vir hom sê. Moses met sy gehakelry het gesê, Here, ek kan nie dit reg, maar die Here het hom gebruik en hom stil gemaak, maar hy het hom voorberei al voor die tyd. Hy moes hom eers in die paleis grootmaak en daarna in die woestyn. Dawid, waar het hy sy skills geleer? As skaapwagter. Selfs Jesus moes deur daai diepe dal gaan waar hy met die duiwel gekonfronteer was. Daar's tye, seisoene wat ons moet hê, byt vas. Dis daar waar jy die seerste kry, wat die Here jou voorberei, en luister mooi, ek sê nie die Here maak die seer kry nie. Die lewe gebeur, en daar is daar sulke seer kry moments in ons lewens, in almal se lewens. Maar moenie daai mes, die message stil maak nie. Uit daai sleg, kom daar meestal, as ons stil is, en soos Elia by die Kritrivier is, kom af ons hulp. Nommer 2, tydens die wagtyd, daar by die Krit, riviertjie, leer Here jou van afhanklikheid. Kyk, die volgende vers het jy al gehoor. Jy kan water uit die spruit drink, en ek het die kraaie beveel om daar vir jou te... Kraaie en kos uitdeel is nie so nie. Dis goed wat dit self verorber. Dis wesens wat so half swarterig lyk, wat alles opvreet van hulle self. Dis nie 'n gedierte wat vir jou iets sal gee nie. Dis nie 60 se skootertjie wat daar by jou stop nie. Hulle sal dit self. Trouwens, die water, maar in vers 1 het Here gesê die dou gaan nie eens meer val nie. So hoe lank gaan ek nou by hierdie? Die Here sê, watch my. Volgende vers. Hy het toe gedoen soos die Here aan hom opgedraai het. Hy het in die Kritspruit gaan bly, ander kan die Jordaan, en die kraaie het vir hom soggens brood en vleis gebring. Net so terloops, ek dink nie die Here is nie kant van die vegans nie, hè? Brood en vleis. Net 'n grappie, ek nie kwaad maak nie. En hy het water uit die spruit gedrink. Is dit nie incredible nie? Daar's 'n paar goed ek hieroor moet sê, maar kom ons lees net gou weer wat staan hier. Elke dag het die kraaie gekom en vir hom brood en vleis gebring.
En daar was water. Dit is nie, aan die begin van die maand het die Here vir hom 'n skootertjie vol kos daar kom aflaai nie. En gesê, maar Here, elke dag het hy gekry vir elke dag. En as jy by die water sit, en in daai wagtyd is, dan kan jy net survive dag vir dag. Maar dis kan julle gaan dit elke dag beleef nou. Dis dag tot dag. Dis moment vir moment. Ons kan nie deur iewers iets bekyk nie. Daar is nie vir ons sulke ver visioene nie. Ons leef van dag tot dag. Maar die belangrike is, God voorsien. En veral daar, want hy leer jou om bakkant te staan. Ons het te grand geword, nee. Ons het begrotings, en ons het effekte trust, en ons het al hierdie goeders en sekuriteite vir onsself ingebou, wat goed is niks daarteen nie. Maar moenie te vasgeheg wees aan hierdie goeders nie. In 'n oogwink kan jou hele lewe verander. Een diagnose en jou lewe is nie mekaar. Een slegte vriendskap en jou lewe is nie mekaar. Een aand se dronk word en deur mekaar slegte keuses neem en jy is swanger en jou wêreld is onderste bo. En jy's net 14 jaar oud. En wat dan? Maar dis juist in hierdie tye wat ons voel, maar Here, ek het niks, ek weet nie wat ek kan doen nie. Wat Here sê, dis okay. Ek sal voorsien. En dag vir dag gaan die 60 skootertjie by jou stop. En vir jou net so klein pakkie aflaai. Genoeg vir daai dag. Julle sal dit nog nie verstaan nie, want julle is nog kinders in die huis. Maar om kinders groot te maak, kos baie emosionele input, kos baie raas en beklei, dat julle hulle huiswerk doen, en alle ander goeders moet, daar was selfs raasery dat julle in die kerk moet wees. Julle met julle ouers, nie hulle met julle nie. Maar julle kos ook 'n klomp geld. En ek sê nie om julle te laat skuldig voel nie. Dalk kan julle dit begin terugbetaal as julle 20 is reg, sal beter wees. Maar om ouer te wees, om daai geld input in jou lewe te maak, moes pa en ma gewerk het, nagte, dae, ure. Jy moet vir hulle verskriklik dankie gaan sê. Net vandag nie, maar elke dag. Dis 'n enorme input, want hulle moes leer, Here, ek het hierdie seun of hierdie dogter, en hy of sy is nou graad 11 al, Here, ek weet nie hoe ek dit gemaak nie. Wel dan weer 'n keer ouers, dat julle in afhanklikheid van die Here gesê het, ek sal vir jou voorsien wat ek kan, soos wat die Here vir ons voorsien. En vir ons het nou al lankal hierdie pad geloop het. Ons moet nog net weer 'n keer onthou, ons lewe in afhanklikheid van God. Ek weet ons vra baie vir die Here. Maar sê ons dankie vir die normale, gewone goed wat ons soms kry. Paulus skryf in 1 Korintiërs 12, sê hy, in 2 Korintiërs 12, sê, weet jy, as ek nou moet brag oor my bediening, dan moet ek brag oor my swakhede. Maar die Here het gesê, my genade is vir jou genoeg. Chill, relax, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juist tot volle werking, wanneer jy swak is. Nie wanneer jy sê, okay Here, ek kan nou kan ek die budget hanteer. Nee, as jy swak is. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. In Matteus 6, mooi, aan die einde van die bergpredikasie, sê Jesus, ouens, moenie worry oor môre nie. Die ouens kyk hom so snaaks aan. Hy sê, kyk na die lelies in die veld, voeltjies in die lug. Hulle maak nie spense vol en klerekaste vol klere nie. En is tog sorg die Here vir hulle. Is julle nie veel meer nie? Dan sê hierdie vers: beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Dan die volgorde, né? Doen eers hierdie regte ding, dan sal God alles gee wat jy nodig het. En ons draai dit om. Afhanklikheid beteken ek staan bakkant voor Here. Ag en dan sê die Here, wag, jy het dit nog nie mooi gesnap nie. En dan skryf hy vers 34.
moet julle dus nie bekommer oor môre nie. Môre bring sy eie bekommernis. Elke dag het genoeg moeilikheid vir homself. Nommer 3. OK. Die water raak toe op. Die kraaie kom toe nie meer nie. En Here sê vir hom, OK Elia, ek het vir 'n ander job. Pak op jou tentjie hierson en dan gaan jy Sarfat toe. Nou die trippie is omtrent 150 km weg. As jy daai kaart, hy so die bokant en die boonste kant, bokant die noordryk, bokant die donkerblou deel. Daar moet jy gaan bly. Daarso sal ek 'n weduwee stuur om vir te sorg. Nou as jy gedink het kraaie eet alles self op. Weduwees het in daardie kultuur niks gehad nie. Dit was die armste van armstes was weduwees. Want onthou girls, julle het in daai tyd was julle goeders gewees, besittings gewees. Julle was deel van die bateregister van die man. Julle was saam met die donkies en die esels getel en die hoenders. So julle was een van daai goeders. Daar is julle neergeskryf. So as die man nou doodgaan, dan is jy niks. En jy het ook niks nie. Maar hierdie vrou het dan met is 'n seun. En Elia, en hier is die ding. Elia staan op en hy gaan Sarfat toe. Onthou dat die Here hy onthou sy preek van vers 1 waar hy vir Agab gesê het, daar gaan nie meer reën wees nie. Hierdie lyk dit my het die reën nou regtig opgehou. Die droogte het nou ingeskop. Die hongersnood het ingeskop. En nou sê die Here, gaan na 150 km weg van hier af, gaan bly daar by 'n weduwee, daar sal ek vir jou sorg. En hy kom toe aan, bly by die weduwee, o gats. Die weduwee daar moet 'n stukkie bate gehad, dis haar seun. As hy nou groot genoeg is, as hy vir haar kan sorg, kan terugbetaal vir wat sy nou vir hom gegee het. En dan gaan die seun te dood. Gaan lees gerus daai stuk verder in hoofstuk 17. En Elia wek die seun weer op. En die Here voorsien daar, julle onthou van die olie en die meel wat nooit opgehou het nie, en nooit opgehou het nie, nooit opgehou het nie. En Here voorsien daar, maar wat vra hy? Radikale gehoorsaamheid. Picture jouself in, by die kritspruit. Sit hy heel gemaklik. Elke dag check hy die water, raak bietjie minder, en kyk hy wanneer kom die kraaie, om sy kos te bring. En op 'n dag dan sien hy die water is net modder. En die kraaie is nie meer op pad nie. En Here sê, jy het nou lank genoeg gesit, ou. Ek vra van jou radikale gehoorsaamheid en gaan doen op 'n ander plek. Daar kom 'n dag wanneer hy hierdie private ding met jou klaar gedoen het en jou stuur na 'n nuwe plek toe. Trouwens, sommer so interessant is al daai Isebel, daai slegte vrou, weet jy waar kom sy vandaan? Van daar af. Hy stuur hom nie net na 'n weduwee wat niks het nie, maar ook na 'n vrou se familie wat hom wil doodmaak. En ons gaan later in die reeks van ons agterkom, sy het 'n vendetta teen hom gehad. En hy doen die radikale gehoorsaamheidsding en hy gaan na haar toe. Ouens, hier is die vraag. Vir julle, vir ons almal. En watter seisoen is jy nou? Is jy nie 'n seisoen van voorbereiding? Die Here wil met jou praat. Hy stuur vir jou verskillende maniere, syne, posduwe, rooksyne, om jou aandag te kry. Is jou ore gespits in daai moments, om te hoor, wat is dit wat die Here vir my wil sê? In die moments wat my seun in die hospitaal is, en ek nie weet wat fout is nie. Waar jy moet uitgaan en verskil gaan maak by die skool. Waar ons moet rou, met erge smart. Waar ons moet wonder oor die ekonomie en die politiek en al die ander goeters. Is jy by daai fase waar jy sê, maar Here, ek het nie net nodig, praat asseblief met my, kom sit hier langs my, maak die woord vir my oop, ek kan hoor wat jy vir my wil sê.
as jy daar is, vertoef daar. Vertoef by sy voete. As jy dalk in die seisoen is van, ek is 'n bietjie verder as dit, maar ek moet leer van afhanklikheid. Ek probeer op my eie dinge doen, ek moet stil bly en net aanvaar, kraaie gaan inkom. Die skootertjie se hoeter gaan inblaas. Dan gaan ek weer my kos in my kry. En dan gaan ek op tyd sê, okay, jy het nog lank genoeg gesit. Staan op en gaan na 'n volgende plek toe. Waar jy verder wil gebruik. En elkeen van ons op een van daai 3 plekke. Ek weet nie waar gaan die Here met julle in die volgende 16, 17 jaar nie. Maar ek weet dit 'n plek iewers by Sarfat waar jy moet gaan werk. Ek het vir julle 'n paar keer gesê hierdie jaar, oor 10 jaar is julle waar hulle nou is. Is die kies toe Jesus sê, ek moet julle help. Ek wil nie, ek kry swaar, maar ek moet julle help. En hy gaan sterf aan 'n kruis. En hy sê vir ons, my genade is vir jou genoeg. Ek gee vir jou alles, ek gee my hele lewe vir jou. En ons noem dit die kruisgebeure. En die donderdag aand het Jesus gesê, julle moet dit altyd onthou. En daarom gaan ek nou oor om die nagmaal te bedien. En wat 'n ongelooflike voorreg om te hoor dat sy liggaam gebreek is vir elkeen van ons. Ek wil nou vra dat julle 12 sal staan. En dat almal van hierdie 12 se ma's en pa's wat hier is, dit kan, as dit stiefma en pa is, almal is welkom, maar ek hê julle moet by julle kinders gaan staan, asseblief. Julle hoef nie self nagmaal elemente saam te vat nie, maar ma's en pa's, julle moet na die kinders toe gaan, asseblief. Almal se ma's en pa's daar. En vandag is dit julle voorreg, kinders, om groot te wees. En vir jou ma en pa en selfs afwesige pa brood te deel. Neem daarvan, eet daarvan en dink daaraan dat Jesus se liggaam gebreek is as volkomme versoening vir elkeen van ons. Wanneer kan ek vir jou vra om vir Mariska en vir Isak hulle te gaan nagmaal bedien, asseblief, van jou, asseblief. Wil julle nie voorkom staan, asseblief Mariska, Isak, Daniel, ouma en oupa, julle kan ook maar nader staan. Ons met die voor. Ry nou, julle kan ook nader staan asseblief, as julle nie omgee nie.
Die wyn is die teken van die bloed van Jesus wat gevloei het vir ons almal. Neem daarvan en drink daarvan en weet dat sy bloed gevloei het vir elkeen van ons. En wil ek vra dat ons almal sal staan. Julle kan net so bly staan. En kom ons seën mekaar met die seënbede wat uit Deuteronomium uitkom. oor jou lewe en 1000 generasies. Jou kinders, mag sy vrede jou vooruitgaan, agter jou staan en langs jou staan. Dit omring jou, hy is in jou, hy is met jou, hy is met jou. In die ochtend, in die aande, in jou dinge, in
Mag die Here se genade saam met ons elkeen gaan. Mag ons vertoef by hom. Want as al hoe ons kan droom oor hoe God dit anders ter wil hê. En mag ons opstaan en na ons nuwe plek toe gaan waar God ons wil hê. Amen. Mag sy guns rus oor jou lewe en 1000 generasies, jou familie en jou kinders en jou kinders. Mag sy vrede oor jou aangaan, en jou staan, en ons jou staan. Kom in jou, alles in jou, alles in jou. En die ogen, en die handen, en jou doen.